Waarheid is 'n absoluteit. Met ander woorde, hy kan nie verander nie. Hy bly altyd dieselfde vir alle mense, in alle omstandighede, ten alle tye. Sien jy, mense verwar waarheid en perspektief met mekaar. Hoe naby is jou waarheid aan God se waarheid? Daar's altyd 'n pad wat vir ons reg lyk. Maar is dit God se pad? Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ons is besig met ons kosbare tema wat die Here in ons harte gelê het hierdie jaar om te sê, ons leef vry in Jesus. Verlede naweek het ons gehoor oor hierdie God wat juke breek in ons lewe. Ons het gehoor dat ek en jy bestem is. Dat ek en jy geroep is om in daardie vryheid te leef, en vanoggend wil ek vir jou kom vra, en is die tema van my boodskap, wil jy nie in hierdie waarheid beginne leef nie? Want die waarheid maak vry. En soos ons weet, is die skrif mos so duidelik vir ons, as dit sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons weet dat hierdie waarheid ons vry maak. Dis eintlik 'n vraag al oor die eeue heen. Het jy al agtergekom in die kultuur waar jy leef, is daar baie dinge wat amper waar is? Amper. Die oortuigings van ons wêreld lyk reg. Dit klink reg. Dit voel selfs reg. Maar dis nie waar nie. 'n halwe waarheid is maar ook 'n leuen, is dit nie so nie? En wanneer ek en jy vandag hier sit, en as ons kerk by mekaar kom, en ek wil vandag hierdie uitspraak maak, en sê, as jy in 'n kerk sit, en jy sit hier vandag hier, en jy word nooit deur die woord gekonfronteer, en jy voel dalk nooit ons trap op jou tone nie, is ons nie besig om uit die Bybel uit te lees nie. So vandag mag dalk 'n dag wees wat ek jou 'n bietjie gaan aanspoor, en gaan aanmoedig, om in hierdie waarheid te leef wat God vir ons in gedagte het. Die woord is wonderlik, amen. Maar ek wil vandag vir jou een ding sê, Bernie, die woord is konfronterend, maar die woord maak vry. Die woord sny, en die woord het hierdie vormende waarde, om vir my die man, en van jou die vrou, en die man, en die kind, en die jong mens te maak, waaroor God gedroom het, dat hy sy karakter in ons lewe en gestalte wil sien laat kom. Maar hierdie groot vraag, wat is waarheid? Ek wil jou 'n bietjie vat, want dis nie 'n nuwe vraag nie. Johannes 18 vers 29 tot vers 38 wil ek gou vinnig vir jou lees, en dis uit die 2020 vertaling. En hier staan die volgende, Johannes 18 vers 29. Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra, watter aanklag lê julle teen hierdie man? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie na u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Die Jode sê vir hom, ons word nie toegelaat om iemand om die lewe te bring nie. Sodat die woorde wat Jesus gesê het, om aan te toon watter dood hy sou sterf, vervul sou word. Pilatus het toe weer 'n keer na die praetorium toe binne gegaan en Jesus geroep en hom gevra, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord, sê u dit uit u eie, of het ander mense dit aan u oorvertel? Pilatus antwoord toe, is ek miskien 'n Jood? Dit is u volk en u leierpriesters wat u aan my uitgelewer het. Wat het u gedoen? Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. En Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is, en hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek na hierdie wêreld toe gekom, om oor die waarheid te getuig. En elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem.
En Pilatus sê toe vir hom, wat is waarheid? Dis maar 'n eeuoue vraag. En dis 'n vraag waarmee ek en jy gekonfronteer word, want in hierdie wêreld waarin ons leef, is dit die vraag, wat is waarheid? As ons 'n werkbare definisie vir waarheid kan kry, is dit om te sê, waarheid is 'n absoluutheid. Met ander woorde, hy kan nie verander nie. Hy bly altyd dieselfde vir alle mense, in alle omstandighede, ten alle tye. En as ons sê, dit is die definisie van waarheid, het ons 'n groot probleem, want dit is nie realiteit in die wêreld waarin ons leef vandag nie. Sien jy, mense verwar waarheid en perspektief met mekaar. Hoor mooi vandag. Ons verwar waarheid en perspektief. Waarheid is absoluut, maar perspektief verskil. My perspektief oor 'n saak en jou perspektief oor 'n saak verskil heeltemal. En die hartseer saak van die feit is, jou en my perspektief word ons waarheid. En ek wil jou vanoggend vra, hoe naby is jou waarheid aan God se waarheid? Want dit is waar die probleem is. As ons hierdie twee met mekaar verwar, dan kom ek en jy by 'n plek waar waarheid subjektief is. Wat beteken dit as waarheid subjektief is? Dit beteken dit verander net, na gelang van hoe ek en jy voel. Dit verander oor tyd. Iets wat geldig was 30 jaar gelede, ons hoor mos as ons ou mense praat. In my dae was daar nie eens 'n ou tannie agter 'n rapport nie. Onthou julle? Hoe dinge so verander? En dit is wat wanneer gebeur, wanneer ons waarheid en met perspektief hier twee met mekaar verwar. Want ons glo waarheid verander na tyd. Hoe ouer die wêreld word, hoe moderner die wêreld word, verander waarheid ook. Wat nie kan gebeur nie. Want God se woord verander nooit nie. Ons is die enigste wat verander. En ons laat toe dat ons perspektief, ons ervaring, ons begeertes, die manier hoe ons dink oor die lewe, ons waarheid bepaal. En daarom vra ek jou weer die vraag volgende, hoe naby is jou waarheid aan God se waarheid? Want as ek en jy hierdie jaar in die waarheid van God wil leef, as ek en jy die vrymakende krag van waarheid wil beleef, moet ons kom stil staan by Jesus se waarheid. Wat is jou waarheid in hierdie oggend? Julle weet, ons kultuur sê die volgende, herken jy dit? Leef jou waarheid. Wie van julle het dit al gehoor? Dis ons kultuur. Dis die wêreld waarin jy leef. Maar as kind van God wil ek jou vanoggend waarsku, wees versigtig, want jou waarheid kan en sal jou mislei. Die woord van die Here sê dit vir ons. In Spreuke 14 vers 12 staan daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar dit eindig by paaie na die dood. Daar's altyd 'n pad wat vir ons reg lyk. Maar is dit God se pad? Is dit jou waarheid of is dit God se waarheid? Want ons gebruik ons waarheid, ons perspektief en God se waarheid om te beoordeel oor alles in hierdie lewe. Oor hoe ek leef, hoe ek ander mense behandel, hoe ek my lewe gaan leef, wat ek doen met my geld, wat ek doen met my belegging van tyd in mense se lewens. Is kerk belangrik? Alles, my hele lewe word bepaal deur die waarheid wat ek aanhang vandag. Hoor julle hoe belangrik is dit om te seker te maak in my en jou waarheid, soos Jesus se waarheid lyk. Amen. Amen. En ek wil jou vanoggend aanspoor. Ons gevoelens en oortuigings, luister mooi. Al kan jy dit hoe regverdig, dit lyk goed. Dit voel reg, maar dit kan nog steeds heeltemal verkeerd wees. Ons sê altyd, daai ou is hy's opreg. Maar die probleem is, ek in my eie lewe was baie keer opreg verkeerd. Ek wil jy vandag aanspoor as kind van die Here. En hierdie jaar gaan ons gereeld van mekaar aanspoor. Want jy verstaan, my perspektief kan nie altyd waar wees nie. Daar moet 'n bron buite myself wees wat waar is. As ek die een is wat bepaal wat waar is, wil ek vir jou sê, is daar chaos. As dit met my uit ons as mens kom, uit ons samelewing, uit ons beredenering van hoe die wêreld lyk en die lewe lyk, as dit bepaal wat waarheid is ons 'n groot moeilikheid. Ons het 'n bron buite onsself nodig, 'n bron wat standvastig is, 'n bron wat nooit verander nie, en sy naam is Jesus. En Jesus is daardie waarheid.
Ons vind dit in ons geloofslewe, ons vind dit in ons verhoudingslewe. Hierdie gevoelswaarde wat volgens ons leef. Ek het een keer met iemand gesit en hy sê vir my die volgende: "Pastoor, ek probeer om niemand skade aan te doen nie. Ek gee vir mense, ek leef ordentlik. Ek moet genoeg wees en ek dink dit moet genoeg wees vir die Here." Hoor julle 'n waarheid? Maar is daardie waarheid God se waarheid? Toe ek daar sit en met hierdie jongman praat, besef ek, God het jou nie geroep tot selfverbetering nie. Hierdie is nie 10 stappe tot 'n beter lewe nie. Hierdie is die waarheid. Hierdie is nie 'n selfhelpboek nie. Hierdie is nie 'n boek tot selfverbetering nie. Die Here het jou geroep tot 'n verhouding. Die Here het jou nie geroep tot selfverbetering nie. Die Here het jou geroep om 'n nuwe mens te word, om te transformeer, nie tot selfverbetering nie, maar die Here het jou geroep om in geloof die reddende werk van Christus Jesus aan die kruis aan te neem. En as jy vanoggend hier sit, mens, as jy vanoggend hier sit en jy sê, om goed te wees is genoeg, ek wil jou aanspoor en aanmoedig, moenie vir daardie leuen val nie. Ons word slegs gered deur genade. En deur die werk van Jesus aan daardie kruis. Want wanneer ek reageer op genade, dan kom sy Heilige Gees en woon hier binne in my, dan word ek vernuwe en hy gee vir my 'n nuwe hart, soos wat Esegiel sê. Maar hierdie is nie my eie poging om net 'n paar dinge beter te doen nie, om goed te wees vir almal, om almoses uit te gee. Hierdie Fariseërs dit nie gedoen nie. En Jesus sê aan die buitekant is julle skoon, maar aan die binnekant is die probleem. Julle leef nie volgens my waarheid nie. Ek wil jou aanspoor, kind van God, in hierdie oggend. Wat jy voel en wat jy glo. En omdat jy dit voel en omdat jy dit glo, maak dit nie waar nie. Ons een waarheid. En dis die woord van God. En baie van ons wat vandag hier sit, insluitend myself, gaan dalk vandag 'n bietjie introspeksie moet doen oor 'n klomp dinge in ons lewe wat ons toelaat, omdat dit nie waar is nie. Maar die Here roep ons tot waarheid. Amen. Jou perspektief, luister mooi, jou storie, jou ervarings is geldig. Hoor mooi, is geldig. Maar ek en jy kan nie ons gevoelens, ons perspektiewe, ons manier van dink, ons begeertes, die maatstaf maak van hoe ons besluite neem nie. Ek wil nie weet jy van jou nie, maar gevoelens is nogal redelik bedrieglik, nê? Soos 'n singplaat, vandag is jy bo, môre is jy onder. Maar daar's een konstante waarheid wat nooit verander nie, en dis die woord van God. En dis binne daardie waarheid wat ons moet wandel en waar ons moet oordeel oor wat reg en wat verkeerd is. God se woord het die finale gesag oor my en jou doen en late. En as ons in sy vryheid wil leef, moet ons verseker weet vandag dat my en jou waarheid mag dalk wonderlik wees, want dit vra geen verandering nie. God is tevrede met my soos wat ek is. Jou waarheid. Maar die goddelike waarheid is, God het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Halleluja. Hoe lyk jou waarheid vandag? Mense vra my baie keer, wat dink ek is 'n probleem vandag? En een van die grootste probleme vandag is omdat ons nie die Bybel ken nie. Ons ken nie die waarheid nie. Jy sit vandag hier in kerk Sondag vir Sondag en jy leef van ander mense se openbarings af. Maar die Here roep jou in hierdie jaar om besig te wees met die waarheid, om te lees en te ontdek, wow Here, hierdie is vryheid. Hierdie is waarheid. Here, maak u woord deel van my lewe. Jou kultuur sê nie net die volgende, jou kultuur sê ons, laat of leef jou waarheid. Maar wie van julle het hierdie al gehoor? Jou kultuur sê, volg jou hart. Kom ons eerlik, wie van julle het dit al gehoor? Okay, wie van julle het dit al vir jouself gesê? Julle los my alleen hier voor, hoor. Ek gaan dit weer vra. Wie van julle het al vir jouself gesê, volg jou hart? Okay, halleluja, daar sing julle. Ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. Maar Jeremia 17 vers 9 sê die volgende. Die hart is bedriegliker as alles.
Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? As jy vandag hier sit, kind van God, en jy sê, ek leef my waarheid, en ek volg my hart, wil ek vandag jou waarsku. Die Here wil vandag vir jou sê, jy is op 'n skuinshelling. Jy is op 'n helling waar jy dalk vandag loop, en jy dink jy's okay, maar môre gly jy in jou eie waarheid. En daardie waarheid wat jy gedink het jou vrymaak, is 'n waarheid wat jou bind. Dis net die waarheid van Jesus, wat ons werklik vrymaak. Sy waarheid is nooit gebonde daarop om jou te bind nie. Sy waarheid is altyd sodat jy sal floreer. Sy waarheid is altyd tot die uitbreiding van sy koninkryk. En die waarheid van Jesus het altyd iets in jou en in my lewe tot gevolg. En daardie waarheid sê die volgende, my lewe sal hom verheerlik. Dit gaan alles oor sy eer. Ek wil vir jou iets sê wat ek vroeg in my lewe beleef het. Hierdie illustrasie wat ek vanoggend gaan gebruik, is iets wat ek in my eie lewe moes deurwerk. Almal van ons, Rian, word gebore, hoop ek. En wanneer ons gebore word, het ons hierdie uitkyk op die lewe. Alles is mooi. Is so 'n mooi uitkyk. So wonderlik. Die lewe is goed. Mamma en pappa, alles is wonderlik. Maar vinnig leer ek en jy die realiteit van die lewe. En ons kom agter, mense is maar wreed. Is dit nie so nie? Dis iets wat ek my eie beleef het. Mense is wreed. En omdat ek die wreedheid van mense beleef het, vorm dit 'n bepaalde perspektief in my lewe. En wanneer ek na die wêreld en almal om my kyk, kyk ek vanuit hierdie bril uit na mense. Almal moet wreed wees. Daarom gaan ek nie mense vertrou nie. Daarom is dit beter vir my maar om in isolasie te leef. Ek gaan nie my hart op die spel sit nie. Die mense is maar wreed. En weet jy wat? Omdat mense wreed is, oog voor 'n oog en tand vir 'n tand. Wat jy saai, gaan jy maai. En ons leef uit hierdie perspektief. Later jare kom jy dalk by 'n plek en die Here is besig om in jou lewe te werk en jy kom by die kerk en mense in die kerk stel jou te leer. Gebeur sulke goed. Ja. Ek sê altyd vir ouens, onthou ons is nog nie in die hemel nie, né? Halleluja. En ewe skielik word dit my perspektief hoe ek na die lewe kyk. Hierdie word my waarheid. Almal is sleg. Hierdie word my waarheid. Alle mense stel te leer. Hierdie word die waarheid van waar ek alles beoordeel en waar ek alles leef. Hierdie perspektief word my waarheid. Dalk het 'n oom en tannie in die kerk nie net my teleurgestel nie, maar hulle het my geoordeel. Wie is hulle om my te oordeel? En ons het hierdie perspektief. Skielik kom ek agter, man, wie is hulle om my te oordeel? Ek kan doen wat ek wil. Net soos wat niemand gaan vir my sê wat om te doen nie. Hierdie was my perspektief. Hierdie was my waarheid. Sê, hoe kry hulle reg om te oordeel? Hoe kan hulle oordeel? Hoe kan hulle so wreed wees? Mense stel net te leer. En is snaaks, wanneer die lewe met ons gebeur, dan verwar ons hierdie perspektief met wie hy is. Dan los ons nie net kerk nie, ons los die Here ook. Waar? Kind van God, ek het vir jou goeie nuus. En jy sê nou halleluja. Daar was 'n dag in my lewe. Pieter, toe ek by die kruis van Jesus gaan kniel. En hy was my skoon. En hy gee my 'n nuwe perspektief. En hy gee my sy uitkyk op die lewe. Hy kom herstel my. Hy gee my weer 'n nuwe hart. Ek is 'n nuwe mens. Daar waar daar teleurstelling was, besef ek dat Jesus gesê het, moet dit nie vreemd vind dat jy in hierdie lewe vervolging beleef nie.
Maar hou moed, ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Is die God wat die goeie werk begin het, gaan dit in hulle klaarmaak. Bid eerder vir hulle. Wow, is dit God se waarheid? Ja. Daardie oordeel wat ek beleef het, wat mense my kom oordeel het. Luister hier, soos jy vandag hier sit, en jy het hierdie perspektief dat die kerk en dat ons as kinders van die Here nie mekaar mag oordeel nie, dan sit jy die pot mis. Matteus 7 vers 1 praat daarvan, moenie oordeel sodat jy nie geoordeel kan word nie. Ja, maar lees die waarheid verder. Jesus kom en sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit jou broer se oog gaan uithaal. Wanneer hy praat oor oordeel, hierso praat hy van, moenie uit 'n verhewe posisie vir iemand sê en dink jy's beter nie. Hy sê, sorteer eers jou eie hart uit, voordat jy na iemand toe kom. Hy sê, wanneer jy die balk uit jou eie oog uit gehad het, sodat jy die splinter uit jou broer se oog kan uithaal. Want jy sien, wanneer perspektief en waarheid verskil, loop ek en jy op gevaarlike grond. Want wanneer gevoelens waarheid bepaal, skei waarheid van hier vandag na daan toe. Hierdie is vandag aanvaarbaar, môre is dit aanvaarbaar. En ons geen absolutes nie. Wanneer ons nie 'n absolute waarheid het, kan niemand mekaar aanspreek nie. Dan verstaan ek nie die woord wat vir my sê, as een van julle broers in sonde val, moet julle met liefde om gaan reghelp nie. Want ons mag ons nie mekaar oordeel nie. Dis nie die waarheid nie. Ons moet mekaar aanspreek uit liefde uit. Maar ondersoek eers jou eie hart. Daar's groter goed wat tel. God se eer, God se koninkryk. En daardie dinge moet vir ons ook belangrik wees. Amen. Ek wil jou vandag aanmoedig met hierdie kosbare realiteit, dat wanneer ons gevoelens en waarheid met mekaar verwar, dan leef ons in verwarring. Hoor julle? Ons het geen maatstawwe om te bepaal wat reg en verkeerd is nie. Hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 4, en ek is amper klaar. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur die geduld ander te onderrig. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Mag ek dit nooit wees nie. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. En hulle sal net agter verdigsels aangaan. Wat is dit? Mites, teenstrydighede, valsheid, leuns. Ek weet nie of jy weet nie. Ek en jy het vanoggend wakker geword in hierdie wêreld. Ons leef al reeds in hierdie tye. En hierdie Timoteus sê vir ons, mense sal liewer word vir hulle self, hulle sal liefhebbers word van die self, hulle waarheid, hulle perspektief, en hulle sal nie liefhebbers wees van God meer nie. Ek wil jou vra, kind van God, is God se waarheid nog vir jou belangrik? Of is jou perspektief? Dalk het jy nodig dat Jesus vandag jou perspektief kom verander, jou kom nuut maak, jou 'n nuwe hart gee. Want sien jy, ek het nie selfverbetering nodig nie, ek het 'n getransformeerde hart nodig. En is net Jesus se waarheid wat dit kan kom doen in hierdie oggend. Amen. Is dit hy wat dit kan kom doen? So, in hierdie wêreld waarin ons leef, wil mense hoor, los my soos ek is, ek sal nie verander nie. Ek kan nie verander nie. Ek is nou maar wie ek is. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen. In Christus is jy 'n nuwe skepsel en Jesus kan jou nuut maak. Amen. In hierdie wêreld, mans, wil ons glo, jou pornografie is oké. Kyk, jy doen geen skade aan enigiemand nie. Ja, maar jy verstaan nie. Ek is alleen en ek het behoefte aan intimiteit en al hierdie dinge. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen uit die hel uiteindelik. Okay, want daardie sonde vernietig jou stelselmatig. En dit is nie God se standaard vir jou lewe nie. Amen. Ons wil hoor, jou liggaam behoort aan jouself. Jy kan doen daarmee wat jy wil. Die waarheid is, jou liggaam behoort aan God. Amen. Hoekom is vandag soveel probleme met abortus in hierdie wêreld wat ons leef? Ons spreek dit te min aan. Is omdat mense op 'n plek kom en sê, is my liggaam, ek kan besluit daaroor. Is nie my liggaam nie. Hierdie liggaam, hierdie tempel behoort aan Jesus Christus. Halleluja. Ons wil vandag hoor, jy het reg om kwaad te wees. Maar Jesus se waarheid is, vergewe. Hoor julle? Daarom is dit so belangrik dat ons moet seker maak wat is God se waarheid en wat is ons waarheid.
Die Here roep jou en my en kerk vandag op om 'n helder lig te wees. Nie 'n lig wat onder 'n maatemmer geplaas is nie. Ons is 'n liggaam wat waarheid moet leef en waarheid moet spreek. Amen. En daarom wandel ons in hierdie waarheid. Vir ons jong mense wil ons graag hoor, seksualiteit is God se geskenk aan mense, binne of buite verbond. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen. Dis God se geskenk vir die huwelikslewe. Halleluja. Maak nie saak wat jou kultuur of samelewing sê nie. God se waarheid is, dit is geskep vir die verbond. Amen, vir die huwelik. En ek wil jou aanspoor, kom by God se waarheid uit. Want die waarheid wat volgens ons leef, gaan jou bind, en dit gaan jou vernietig. Maar God se waarheid bring ware vryheid. Amen. God wil hê, ek en jy moet floreer. So hiermee sluit ek af. So ons sê waarheid is nie 'n gevoel nie, maar waarheid is ook hierdie ding. Waarheid is 'n persoon. En sy naam is Jesus. Waarheid is 'n pad. En sy naam is Jesus. Hy's nie 'n waarheid nie. Hy's nie 'n opsie nie. Hy's die waarheid. Ek het al baie keer agtergekom in hierdie lewe, mense hou van Jesus se liefde. Hulle hou van die werk wat hy doen, die herstel en goed, maar mense hou nie van Jesus se waarheid nie. Ek wil gou vir julle ietsie lees en ek wil hoor en ek wil hê julle moet mooi die beginsel hoor. Want mense skop teen die feit dat Jesus eksklusief sê waarheid net in hom gevind kan word. En dit is Jesus se erkenning, waarheid kan net in hom gevind word. So as ek en jy vandag hier sit en jy is op soek na waarheid oor jou identiteit. As jy vandag hier sit en jy het verwarring oor jou geslagsrolidentiteit, wil ek vandag vir jou sê, daardie waarheid vind jy net in Jesus Christus. Nie in hierdie kultuur, nie in hierdie samelewing, nie in jou gevoel nie. Ek wil vandag vir jou sê, die waarheid wil jou vrymaak van leuns wat jou en my bind, omdat ons dink dit is reg, omdat ons voel dit is reg, maak dit nie reg nie. Daar's een reg, en dit is die waarheid van Jesus. Ek het al soveel keer in beradingskamers gesit, in huweliksberadings, in verhoudingsberadings, situasies waar dinge verbrokkel, en telkens sien ek dieselfde patroon. Mense kom in met die hoop op 'n quick fix. 'n Vinnige oplossing wat alles sommer net regmaak. Maar wanneer hulle besef daar is nie 'n kort pad nie, dat daar 'n pad gestap moet word, dan raak dinge moeilik. Want Jesus is daardie pad. Baie mense is lief vir die deel van Jesus wat omhels, wat genees en wat herstel. Hulle hou van die liefde van Jesus en met reg, dis wonderlik. Maar hulle vergeet dat Jesus nie net liefde is nie. Hy is ook waarheid. En waarheid konfronteer. Waarheid hou 'n spieël voor jou. Waarheid vra dat ek my eie aandeel ook in situasies moet erken. En dit is juis hier waar baie mense terugduins, wanneer die waarheid begin wys dat ek dalk nie net die slagoffer is nie, maar dat ek dalk ook een is wat seer gemaak het, dat ek dalk ook die skuldige party is, dan word die pad iewes skielik lank, te styl, te ongemaklik, en dan kies hulle nie om verder te stap nie. Maar die pad is Jesus. En die pad van Jesus is 'n pad van waarheid, maar is ook 'n pad van liefde. Dit is die enigste pad wat werklik heel maak. Daar is geen genesing sonder waarheid nie. En daar is geen waarheid sonder liefde nie. Jesus nooi ons nie net na 'n vinnige oplossing nie. Hy nooi jou en my op 'n transformerende reis. Wie het dit geskryf? Jacques Pinaar. Hy nooi jou op 'n transformerende reis. Waarby ek vandag wil stop dan is om te sê, as wat ek voel, as wat ek dink, as wat ek begeer, God se woord weerspreek, is dit nie waar nie. En as iets nie waar is nie, is dit 'n leuen. Wat wil ek vandag vir jou sê? Die vyand se strategie het nog nooit verander nie. Hy wil hê jy moet by God se waarheid bevraagteken. Onthou julle in die tuin, het God dit regtig gesê? Sy strategie het nog nooit verander nie. Voor ek afsluit, kom ons gaan terug na Pilatus toe. So Pilatus moes dan kies tussen waarheid en leuen. Hy sê vir hulle, wie moet ek kies? Hy vra die vraag, wat is waarheid? En hy kom by die volk en hy sê, wat moet ek kies? En hulle sê, gee vir ons Barabbas. Nie Jesus nie.
Gee vir ons Barabbas, nie Jesus nie. En dis die wêreld waarin ons vandag leef, die kultuur waarin ons vandag leef. Kies jou waarheid, kies jou leuen, kies jou gevoelens, kies jou hart. En mense verwerp die waarheid wat Jesus is. En ek en jy word elke dag gekonfronteer met daardie selfde waarheid in jou lewe. Jy word gekonfronteer met daardie selfde waarheid. Wie gaan jy kies? Barabbas! Of gaan jy Jesus kies? Dit is jou en my as kerk se verantwoordelikheid. Om te sê ons kies waarheid. Want die vyand is 'n dief. Hy word genoem die vader van leuns. En 'n leuen is altyd makliker. Want dit vra niks van jou nie. Dit vra nie verandering nie. So jou waarheid klink dalk vandag aanloklik. Omdat dit jou toelaat om te doen wat jy wil. En om te bly waar jy is. Maar Jesus se waarheid is 'n liefdevolle, bevrydende, konfronterende, lewensveranderende waarheid. En as jy daardie waarheid ken, sal daai waarheid jou vrymaak. En ons almal sê, halleluja. Ons almal sê, halleluja. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastoor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.